versie in Jesaja 51 sê, luister na my volk, en neig die oor tot my nasie, want 'n wet sal van my uitgaan, en ek sal my reg vasstel, en in die lig van my volk. My oorwinning is naby, my heil trek uit, en my arm sal die volke oordeel. Op my sal die eilande wag, en op my arm sal hulle loop. Slaan julle oë op na die hemel. Ons verlossing, ons heil, ons vrymaking, ons oorwinning lê by God, lê by hom. Vandaar is ook verwag in die hemel af. En ek glo die hart en die gedagtes is so ingestel. Nou kan jy begin smile, Bela. Hallo Johan. Ons gedagtes is ook so ingestel om die Here te verwag, en op die Here te wag en sy verlossing en sy vrymaking. What a day that will be. In die kerk. Hy is getroud, sê hy vir my. Dis reg, Johan. Johan, dis reg. Kyk hoe mooi lyk hulle 5 dae langs mekaar. Die pa sê kyk eens vas, ja. Dis reg. Dis lekker as jou kinders die Here dien. En saam met jou in die kerk kan sit. Dis lekker om die Here te dien. Dat ons sy koms verwag. Hy gaan kom op die wolke, dis sy belofte. En terwyl ons wag, ou bekende woorde, terwyl ons met ons voete in die stof van hierdie aarde loop, is ons bewus van wat in die hemel aan die gang is, maar ons is nie onkundig of dwaas oor dit wat hier op die aarde gebeur. So ons sal altyd maar opkyk. Kyk, die plaasboere het in elk geval, Pastoor Lou, hier by ons het al die plaasboere hier agter die net vou, want hulle soek altyd wolk. So hulle vou maar so op, verrommel hom so op. En so sal ons ook ons Here verwag. En vrede vir u vanaand, dat die Here in die hart sal spreek. Ons vra ook nou vir die Here om die grond mooi voor te berei, dat dit vrugbare, ontvanklike grond sal wees vir die saad van die woord, wat ook vanaand gesaai word. En ek is nog altyd opgewonde, my pastoor is hier. En hy het nou gisteraand iets gesê, nou sal ek ook iets sê. Wil hy nie maar vir ons in sy streek ook aanneem nie. Pastoor Lou is die streeksopsiener. As ek hoor die gemeentes wat ek besoek, dan is dit 'n groot streek. Hy is wyd gestrek jou streek. En het is lekker om saam met ons te geniet elke oomblik saam met hom. Kom ons staan in ons eer weer in gebed. Sit maar jou hande op 'n skouer daar iewers langs aan en spreek net vrede oor die persoon langs aan en spreek 'n seën oor die persoon langs aan. Vertel maar, my oorwinning is naby. Die Here is naby, my verlosser is naby. En vanaand is jou hand. Sê dit vir hom langs hom. Vanaand is jou hand. Halleluja. Onse Vader in die hemel, baie dankie vir genade op genade, vir liefde in 'n groot maat, in 'n oormaat eintlik. Dankie Here vir vrymaking, verlossing. Dankie vir die krag van u woord en van die bloed van Jesus wat steeds sonde weg was. Dankie Here dat u het gesê naby is die woord in jou hart en in jou mond, en dat ons ook deur hierdie woord kan bely en kan erken dat die Here God is. En dis wat ons doen vanaand, Here. U is ons God, die verlosser van Israel lewe, opgestaan uit die dood het. En ons Here het ook gehoor, ons kan nie vir Jesus 'n vervloeking doen wanneer die Heilige Gees in ons is nie. Vader, en ons bid ook sodat u ook vanaand elkeen sal voed en dat ons sal opeet dit wat u vir ons gee in die naam van Jesus en versadig wees en hoor wat die Gees van die Here vir ons wil sê. Daarom Here, ons het ore om te hoor en daarom sal ons luister na God se woord. Maar eers Here, 'n lofoffer aan u heilige naam. Eer aan u wil ons sing en die naam bely in elke opsig
Ontvang ons lof, Here, in Jesus naam, en ek prys U my Heiland, terwyl U ons prediker salf en seën, in Jesus naam eer ek U my God. Amen. I found this new way of living.
Hallelujah, hallelujah. Tira lava soro tavasukulu bosheve navatitia. Reva sama navashite. Dank u, Here. Hallelujah, hallelujah.
kind, toe jy gestaan het tussen die sakke, en jy om jou gekyk het, en jy vir jouself gesê het, nou is 'n geleentheid om 'n einde te maak. Was dit nie my stem wat met jou gepraat het nie, dan was dit die einde. Onthou jy toe jy daar gestaan het en gesê daar is te veel water onder die brug weer, en daar is vir my geen uitkoms nie. Toe het ek die Here jou nuwe hoop en 'n nuwe toekoms gegee. Amen. Dankie. Ek het nodig dat jy dit sien, my kind. Ek het nodig dat jy sien dat ek jou Here en jou God is wie jou lei en wie jou dra. Het ek nie vir jou gesê, ek het vir jou salf vir jou oë nie, dankie. Vir geen ander doel as sodat jy kan sien dat ek is die Here jou God. En jy moet nie vrees nie, want môre behoort aan my. En jy is in my hand. Moet tog nie twyfel nie. En moet tog nie op twee gedagtes hanker nie. Maar staan vas in dit wat ek vir jou gegee het. Want jou fondasie waarop jy gebou is ek. En jy weet my woord verklaar dat niemand kan op 'n ander fundament bou as op my nie. Staan dan op. Sien die pad wat ek vir jou maak. Ervaar die lewe wat ek jou gee. Want jou lewe is nie doelloos nie. Jy is myne. Ek het jou gekoop met my bloed. Om vir my 'n getuienis te wees. Om vir my 'n lig te wees. Ja, redeneer jy by jouself, Here, ek kan nie praat nie. Ek is nie 'n man van groot woorde nie. Daarom moet jy weet vanaand, dat mense sal uit jou lewe sien, wat is die boodskap wat jy dra. Hou jou dan sterk, wees vol moed, want ek is jou stuurman en jou leidsman. Halleluja. Abba. Yeah.
is heilig. And we know when our daddy is in the room. Ons weet as ons Vader die huis betree het. En also vanaand wil ons vir u sê baie welkom deur die Heilige Gees wat hier is. Onmiskenbaar is u teenwoordigheid. Van ons as die kinders verstaan en weet wanneer u hier is. So, dankie dat u vanaand hier in Zoom ons raak sien. En dat u vrede en vreugde in ons harte kom gee. Amen. U en ek is reeds geseën. Ons kan reeds huis toe gaan. Ons kan reeds huis toe gaan. Ja, dit waai deur my, laat die Gees van God net waai deur my. Stel jou hart oop, stel jou Gees oop vanaand. Dat die Heilige Gees inspraak lewer in jou hart en in jou lewe. Gisteraand het ek en Doobie, dit was nie 'n gesprek van ure gewees nie. 'n minuut en 'n half, 2 minute gedoen. En hy het vir my iets gesê wat ek dink noemenswaardig is vir u vanaand. En dit is dat daar miskien in iemand van u se harte mag lê. Ek sê vir jou dankie Doobie. Ek weet nie of ek selfs daaraan sou gedink het nie, maar toe ek nou kennis neem van jou gedagte, toe dink ek dit is die moeite werd om dit te doen, want dan mag dalk iemand van u wees wat sê, maar as die Heilige Gees uitgestort is, die Here Jesus op sy disippels geblaas het in Johannes, gesê, ontvang die Heilige Gees, en die Heilige Gees so begin functioneer het op aarde, en die doping met die Heilige Gees krag plaasgevind het in Handelinge 2 vir die stoormans, wat soos my eie kinders is, wat vanaand hier is ek baie bly om te sien. Julle het sy regte na my weer 2 van julle. Hulle 2 het geweier om die Pretoria geur te dra. En dis merkwaardig. Hulle het altyd goeie getuienis gehad, toe hulle daar by my gemeente was. Lief geword vir hulle. Toe sê Doobie vir my, ek moet onthou, dat in die Ou Testament, het die Heilige Gees ook gewerk, wat heeltemal korrek is. U sal lees byvoorbeeld in ons gesels toe oor Samson, oor wie die Gees van die Here vaardig geword het. Ons gesels oor die profete, oor wie die Gees van die Here vaardig geword het. En jy moet verstaan dat die Heilige Gees is vir ewig daar, omdat God vir ewig is. En die Heilige Gees op 'n ander wyse gewerk in die Ou Testamentiese bedeling. In die Ou Testamentiese bedeling het hy periodiek, het hy vir 'n moment, vir 'n bepaalde manifestasie, vir 'n bepaalde doel op iemand neergedaal. Soos byvoorbeeld op Samson om die hekke uit te ruk, uit hulle grendels op die berg te gaan gooi. Heilige Gees word vaardig oor hom. En dan onttrek hy weer. Met ander woorde, momentieel het hy vaardig geword. Hy het nie binne die mens
geneem, hulle het opgetree onder die kragtige werking van die Gees, en die Gees het opgetree. So hy was nie 'n permanente inwonende Heilige Gees nie. Toe Jesus opgevaar het hemel toe, net voordat hy opvaar en hy blaas op sy disippels, in daardie moment het die Heilige Gees gekom en in die disippels gekom. En dis jou en my deel daarvan. Ek is besig om net so 'n bietjie op te vang, maar ek dink dit is belangrik dat ek vir u sê hoe die Heilige Gees gewerk het in die adebedeling van die kind van God. Dankie Dobie, het ek dit reg gesê? Dankie man. Ja, dit was die indruk wat die Heilige Gees wou maak aan die werking van die gawes van die Heilige Gees in die individu se lewe, sowel as in die gemeentelike opset. Want die Heilige 1 Korintiërs die 12de hoofstuk, en as jy jou Bybel saamgebring het, dan moet jy nie stres nie. Iemand het eendag vir my gesê, en ek gaan dit sê soos die persoon vir my gesê, moenie stres nie, ontspan jou boude, dit gee regmerk. Okay. So, 1 Korintiërs, die 12de hoofstuk, is nodig dat ons 'n bietjie daarin kyk. Sit net. Ek wil hê jy moet 1 Samuel 7 by die Heilige Gees op na 1 Samuel 7. Roxie is nou tyd om te help om my. Dis vir julle. 1 Samuel 7 vers 12. Vers 12. Lees dit, kry dit maar later, maak net die aantekening. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Vir u gesê, hy wil hê ons moet weet. Hierdie gedeelte is geskryf sodat ons weet. Julle weet dat julle heidene was weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, wanneer jy in tale spreek, of wanneer jy 'n uitleg gee van 'n taal. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking doen nie. Kortom, jy kan nie verkeerd praat nie. Die vraag is, wie krik jou? Wie kan sê jy het verkeerd gepraat? Niemand nie. Want dit is 'n taal wat die Here jou gee. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, as dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge. Genadegawes en bediening. Daar lê 'n verskil in. Gaan nie daarby stop nie. Maar dit is nog steeds dieselfde Gees. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here. Daar's 'n verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat in almal werk. Wat alles in almal werk. Maar aan elke ene word die openbaring van die Gees gegee, merk openbaring, van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.
Aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee. 'n Woord van wysheid is wanneer iemand, en dis daarin gefundeer, 'n woord van wysheid werk toekomstig. As iemand by jou kom wysheid vra en jy die gawe van wysheid, gawe van 'n woord van wysheid, dan as die gawe funksioneer, kan jy vir hom leiding en rigting bied. Hy is dalk besig met 'n projek, hy wil dalk weet moet hy vir 'n spesifieke vroukie trou, hy het gebid, hy het gesê, Here, jy moet vir my 'n vrou gee asseblief, ek moet 'n vrou kry, maar dit moet Sannie wees. Nou kom die klom om met Sannie te trou. Jy gee hom 'n woord van wysheid wat deur die Gees, praat nie van jou common sense, praat van 'n woord van wysheid wat deur die Gees van die Here aan jou gegee het. En dit is jou plig en verantwoordelikheid om vir hierdie man te sê, die Here sê vir my, hierdie is die verkeerde ding, gaan nie vir jou werk nie. Maak nie saak met wat nie. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Nou wonder ek, of ek so 'n bietjie kan spring hier, want ek wil by die openbaring, is 'n baie belangrike ding. Die openbaring van die Gees is so belangrik. Is belangriker as 'n taal in die gemeente en 'n uitleg. 'n Openbaring is belangriker, nie wat ek sê nie, as die Bybel sê, as 'n profetiese woord. Pastoor, die ouens sê dan kantore waar jy na diens kan ingaan en dan is daar 'n profete wat vir jou profetiese woord gee. Nou wil ek net saam met u net so 'n stukkie, ek spring 'n paar verse. En dit is nou by die funksionering. As ek bietjie spring, moet nie bekommerd wees nie, want ek wag op die Heilige Gees om in my te deel. Eers was ek onwillig gewees. Hulle was 'n willeklomp ouens. Gaan lees 'n bietjie 1 Korintiërs in die vroeë hoofstukke. Dan lees jy hoe hulle aangegaan het. Toos, 'n kleierery onder hulle, groot meneers. Daar's selfs een ou wat dink soos Paulus dit stel, die vrou van sy pa het. Dis nie, die Korintiërs was nie 'n God gegewe heilige plek nie. Paulus moes hierdie ouens baie ernstig vermaan. Hulle was vol geite en vol goede. En daar was so gawes in daai plek, dat wanneer die gawes funksioneer, nou onthou die werking van die gawes is glad nie indikatief van jou heiligheid nie. Want as jy merk hoe hierdie Korintiër gemeente aangegaan en te kere gegaan het, dan sien jy wat als daar gebeur het in jou oë, peel uit jou kop uit. En jy sê, joh, Here, ek sal nie by so 'n gemeente wou aanbid nie. En tog is dit nodig dat Paulus kom en hy sê, hoorie, maar ek wil hê julle moet hierdie orde hê. Julle kan nie so net 20 en 30 mense heeltyd in tale praat nie. En elke ene wil net 'n uitleg hê en dan gaan hy sê net 2 en 3 ouens. Maksimum 2 of 3 ouens op 'n slag. Want ek gaan lees 1 Korintiërs. Ja, wat 'n skok kom jy wanneer jy sien hoe hierdie ouens was. En nou moet hy orde doen vir die gemeente. Nou sê hy, hoe staan die saak, broeders? Sê, wanneer julle saamkom, ekskuus, pastoor, vers 26, het jy op
vers 26, 1 Korintiërs 14. 1 Korintiërs 14, vers 26. Jou slim gekend. Nee? Dankie. Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle kerk toe kom, wat is hierdie anders as 'n saamkom? Wanneer julle saamkom, dan kom julle sommer elkeen klaar met 'n psalm, of met 'n lering, of met 'n taal, en dis nou die reëlings wat hy trek. Of 'n openbaring, of 'n uitlegting, sê maar laat net alles tot stigting geskied. Met ander woorde, is dit nie die gemeente, die liggaam van Christus stig nie. Nee. As iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3, want daar iemand opstaan en praat in 'n taal, en daar is iemand wat dit uitlei. Daar staan weer 'n ou op, hy praat in 'n taal en iemand lê dit uit. Maar elke uitleg en elke taalspraak moet wees tot stigting van die gemeente. Dis die minimum vereiste. En elkeen moet dit uitlei. Laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte. En laat iemand dit uitlei, man. Maar as daar geen uitlegger is nie, laat hy dan in die gemeente swyg, die ou wat nou daar gepraat het. Laat hy in die gemeente swyg en laat hy met homself en met God spreek. Sy talle praat, moet nie ophou nie, maar hy moet sag staan die bank, praat met homself, en dan was jy, wie goed hulle ander mushit te hoor, Kianu shit, laat hy met homself en met God spreek. Laat 2 of 3 profete spreek, en die ander dit, kom ons nou lees. 'n Profeet het nie die laaste sê nie. Maar wat staan hier agter? Vers 9 en 20, wat sê dit? Kom ons lees dit weer. Laat 2 of 3 profete oor die kerkbanke gekoop, daar agterste banke, en dan moet julle ook die luidsprekerstelsel, nou moet die Here sal vir julle voorsien, maar julle moet dit skenk aan my kerk. Dan moet daar iemand in die gemeente was en sê, twak, nonsens. Stig dit die gemeente. Onthou, jy moet alles tot stigting neem. So die Here sê, nie, onthou mense, hierdie is die gawes van die Here. Die gawes van die Gees. 'n Ou kan nie by my kom en by jou kom en vir ons dinge vertel tot nadeel van onsself. En net omdat hy sê, so spreek die Here, moet ek nou gaan doen wat hy sê. Hy sê, as iemand opstaan in die gemeente en hy praat, dan moet die sekuriteit daar ingebou wees. Dit staan, wil julle dit nie saam my lees, ek net hierdie pennie moet drop. Laat 2 of 3 profete spreek, sê saam met my, en die ander dit beoordeel. Julle moet bepaal, of die ou reg gepraat het of verkeerd gepraat het. Hy sê, wanneer julle saamkom, laat 2 of 3 profete spreek, en die ander moet dit beoordeel. Maar pas op, jy kan dit nie beoordeel aan jou eie intellek. Jy vat die woord van God en jy beoordeel dit aan die hand van die woord van die Here. Dis waarin jy dit beoordeel. Jy kan dit nie beoordeel aan my likes en dislikes nie. Jy beoordeel dit aan die hand van die Here. So as 'n profeet opstaan en hy sê, die Here het gesê. En hy begin om sy profetiese woord te gee. Onthou profetiese woord, ek praat nie van 'n woord van wysheid, ek praat ook nie van 'n woord van kennis nie. Ek praat hier van 'n profetiese woord. Want jy sien daar's 'n verskil tussen 'n profetiese woord, anders sou die Bybel dit nie genoem het nie. 'n Woord van wysheid en 'n woord van kennis. Daar
Daar's 'n verskil. Ongelukkig is dit so dat ons wil dit verdiskonteer. En al die spraakgawes, die glossolalia, woord van wysheid, woord van kennis, 'n profetiese woord, selfs spreektaal en die uitleg daarvan, wil ons vat en ons wil maak soos by die sirkus, ons wil dit als in een karton gooi, in een boks, ons wil dit skit en hieronder alles wat uitkom is 'n profesie. Dis nie 'n profesie nie. God se woord maak 'n baie duidelike onderskeid tussen 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis en 'n profetiese woord. Woord van wysheid is toekomsgerig. 'n Woord van kennis is hede en verlede gerig. Waar God jou 'n woord van kennis gee oor iets, kom ek noem jy 'n voorbeeld en ek noem altyd die voorbeeld. Ek is nou nog nie klaar met daai gedeelte en ek bly daar by vers 29. Kom ek noem jy 'n voorbeeld. 'n Dame kom sit by my, praat van 'n hele klompie jare terug, 'n bejaarde dame, sy is in 'n toestand. Sy sê sy het ernstige probleme met haar man en hulle huwelik. Ek dink tannie, jy is 200 jaar oud, jou man is 250 jaar oud en julle is amper 90 van die 200 jaar is julle getroud. Nou is jy ongemaklik met dit. Maar sy loop die hele tyd loop sy met 'n ding in haar. Nee, haar man is nie, sy is nie kwaad vir haar man nie. Maar daar is iets in haar wat haar 'n bitter ongelukkige mens maak. En ek sit met haar en praat agter my lesenaar. En sy sit daar. En ek sê vir haar, tannie, die dag toe die suster in die hospitaal jou so gevloek en geskel en beskuldig het terwyl jy 'n jong verpleegster was, dat jy daar uitgehardloop het en gedink het jy wil jou eie lewe neem, en sy val amper van haar stoel af en ek val my na. Want die Here maak my toe deur 'n woord van kennis. Dit is nie 'n profesie nie, deur 'n woord van kennis van die verlede wat in haar lewe gebeur het, wat ek geen kennis van haar nie, maak hy net so die gordyn oop, dat ek dit vir haar sê, dit het genesing en heling gebring, tussen haar en haar man, want sy maak haar saak met die Here weg. Sy maak haar saak daar met die Here weg. Iemand kom na jou toe en hy sê vir jou, sê pastoor, ek sukkel, ek kry nie maar vir die Here gegee nie, ek sukkel finansiëel en dit en dat en die, of hy sê vir jou broer, of hy sê vir jou Jan, jy die gawe van woord van kennis, en hy praat met jou en sê vir hom, ja, jy moet ophou om die myn se goed te steel, wat in jou garage is, gaan haal dit uit, gee dit terug vir die myn. Niemand weet dit. Maar die Gees van God, net die gordyn so weggetrek, om vir jou te wys, en om jou te laat sien, wat God sien, op daardie oomblik. Dis hoe dit werk. Nou, kom ons gaan net terug, daarna, na vers 29. Laat 2 of 3 profete spreek, en die ander dit beoordeel. Onthou, die profeet is nie kwytgeskel van kritiek nie. Hier sê die Bybel, krit hom. Maar met watter maatstaf? Met die Bybel. Kyk of dit wat hy daar praat, in lyn is met wat God se woord sê. Yes, mense, moenie sommer net enige ding sluk, wat enige iemand vir jou kom gooi, onder die woord van 'n profeet. Vandag het ek iets gekoop by 'n man, en ek het hom so gekyk, en ek sê vir hom, jy lyk vir my soos 'n kerkmens. Hy sê, ek is 'n profeet. Ek sê, okay, ek het nie grond om vir hom te sê, nee, jy is nie, of iets wat, hy is 'n baie oulike kerel, maar hy sê vir my, want ek is 'n profeet, ek sê, ek is nog maar 'n kerkmens. Nee. Dis wat die Bybel sê, jy het alle reg volgens God se woord, en as die Here dit vir my sê, kan ek doen, dan doen ek dit. So jy is nie besig om teen God te stry en te beklei, as jy nou sê, jy dink nie hierdie ou het reg gepraat. O nee. Nee, want onthou jy is van dieselfde Gees deurgedring. Jy moet hom meet aan die woord aan die woord van God. Laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. Nou is 'n profeet, hy praat nou. Nou is daar iets. Onthou julle, ek het julle gesê, onthou jy Openbaring. Maar, hulle het nou
spreek en die ander dit beoordeel. Maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander een wat daar sit, dis die volgende vers net, wat so wil net onthou. Laat die eerste, wie is dit? Die profete. Zip het. En die ou wat die openbaring, is nou sy tyd om te praat. Ek hoop nou nie ek krap julle begrip nie, maar ek lees niks anders as dit in hierdie Bybel nie. Ek pastoor net hierdie vers net verduidelik weer, ek is nie Die profete is besig om te praat in die kerk. Maar daar is nou ander mense ook in die kerk. Nou sê ek, in hierdie selfde konteks, laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. Dis nou aan die gang. Want onthou hy praat binne konteks, bly ons in konteks en verband met wat die woord sê. Laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. Maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander ou wat daar sit, geopenbaar is, laat die eerste ouens stil bly. Dan hoor daar profete wat daar praat. Zit dit, bly stil, die ou wat openbaring het, hy moet opstaan en hy sê die Here het vir my nou iets geopenbaar. As dit 'n openbaring oor wat hy ons profeteer het, of is dit Nee, dat hy heel ander nee, openbaring al is dit 'n ander openbaring. Nie noodwendig oor dit wat die ou profeteer. Want onthou, hulle sê net dat hy sit, so hy's waarskynlik dalk op die eerste plek geprofeteer nie. Maar die Here maak gee 'n openbaring van iets en hy definieer nie die openbaring vir ons nie. Maar hy sê dan moet die profeet stil bly en hy moet sit. OK? Goed. Nou wil ek graag teruggaan na 1 Korintiërs die 14de hoofstuk. Nee 14 nie 12. Kom ons kyk, ons was nou in die omgewing van vers 8. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Daar's nie verskillende geeste. Onthou nou veral, daar's nie verskillende geeste nie. En nou moet maar reg praat ook by tye. Aan 'n ander vers 9 weer geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Dis nie verskillende geeste nie. Aan 'n ander werkinge van kragte. Aan 'n ander profesie. Aan 'n ander, hoor nou mooi, onderskeiding van die geeste. Iemand ontvang nie die gees van onderskeiding. Ek dink ou moet net dit, want ons is baie geneig om te sê, ek het die gees van onderskeiding. Ek het die Heilige Gees, en jy? Watter gees? Dit is nie gees van onderskeiding nie. Die gawe van die onderskeiding van geeste. Met ander woorde, Beulah ek kom na Beulah toe, en ek sê vir Beulah, Beulah jy? Ek kom nou in wysheid aan jou, en ek dink jy moet jou man los. Maar jy sien, ek het jou oog geen op die plek. En ek dink jy moet jou man los, want daar kan jy eers na jou sommer sleg in die steek laat, en hy is besig om jou 'n raad voor die oor te draai. En dan staan jy met die gawe van die onderskeiding van geeste. Dan hoor jy sommer, dit wat ek hier praat is bok, dis nie bestaan. Jy hoor dit sommer, want jy weet, wat jy onderskei. Jy het die gawe van die onderskeiding, want die gees wat na jou toe kom, is heeltemal 'n verkeerde ding. En God help ons daarmee, veral in die besigheidswêreld.
waar ons staan, waar daar so baie ouens na ons toe kom het. Ek is 'n groot Christen, pastoor. Of meneer, ek is 'n groot Christen en jy moet met my die en die besigheid doen. Jy moet dit en belê hier in hierdie ding, dan kry jy nog 700 mense teen $700 elke maand. En dan gaan jy dit en dan man is 'n piramide skema. En is bok wat ek hier hoor. As ek dit so mag sê. Is dit nie amper soos 'n lie detector? Soos 'n lie detector. A spiritual lie detector. How do you do it? Daar sê het hom reg gesê. En nou gaan hy verder. Hy sê, en weer die werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale en aan 'n ander die uitleg van tale. Hy sê, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Sister. Ek weet nie of Dennis kan onthou, die keer wat ek hom vertel het, wat ek by Shoprite was, wat 'n vrou na my toe gekom het, ek weet nie of ek kan onthou, wat ek vir hom gesê, die oomblik toe sy met my praat, toe ryk die Shoprite vir soos vrootvleis. Demoon. Ja, toe het my vertel, dit was 'n demoon. Ek het onmiddellik geryk en ek het onmiddellik uit Shoprite uitgeloop. Nou, wat is dit dan? Is dit dan nie ook daai, is dit nie onderskeiding van gees nie? Dit kan natuurlijk is dit die gawe van die onderskeiding van gees. En as iemand met 'n bose gees in hulle, met 'n onrein gees by jou kom, en dit is een van sy manifestasies, is dat hy stink verskriklik. Hy het 'n walglike reuk aan hom. Dis die een ding. Die ander ding by so 'n manifestasie is dat mense bring op wanneer die demoon uitkom. 'n Ander manifestasie is dat jy hoor hom skree wanneer hy uitgaan. Dit praat ek nie uit duimsuig nie, dit praat ek uit jarelange ondervinding by bevryding en waar demone uit mense uitgaan. So ja, dit wat jy daar gaan, en dit is niks anders as 'n manifestasie. Die oomblik toe sy met jou in kontak kom. Ek het byvoorbeeld met 'n goth witch, gothic witch. Julle weet die goth wat die jong mense so gothic witch te doen gekry. En sy het die lewende vrees in my probeer jaag. Maar die Here is groter as hierdie dinge. En sy het bevryding gekry. So hierdie goed is 'n realiteit. En dit is iets wat jy baie minder kinders van die Here sal in hulle pragtige, mooi weergebore neuse rondgelei word as hulle verstaan wat hierdie goed alles behels. Hierdie dinge is ingebou om die kind van God te beskerm. Pastoor, as jy nou die gawe het van spreek en taal, Ja. dan is dit mos nou permanent by jou. Ja. Maar om geestelike onderskeiding, Ja. is dit miskien iets wat sal kom en gaan, dit wat jy nodig het, en dan is dit weg. Ja, natuurlijk tree dit in actie. Onthou, 'n lie detector is dormant. Dankie vir dit. 'n Lie detector is dormant. Totdat iemand kom en lieg in hom. Dan is hy in selfde, dis dieselfde, solank as wat die Heilige Gees in jou woon, en hy jou met hierdie gawes toebedeel, dan is jy aktief. Die oomblik as dit gebeur, dan maak die Here se Gees jou aktief in hierdie gawe. Dit is nou nie asof jy rondloop in die straat, die hele tyd kyk en sê, jy? Nee, dis om die gemeente en die kinders van die Here te beskerm, suster. Ekskuus, ek vra nou baie vrae seker. As ek nou gedoop op al die goed van hulle, dus as aangeneem, ek het nou 'n teken, ek kan spreek in tale, maar ek is nie, ek kan spreek in tale net soos vir by myself, Ja. en saggies of hier. Ek is nie die persoon wat in die kerk sal opstaan om 'n taalboodskap te bring, en ek is ook nie die persoon wat op my uitlê nie. Moet ek vir jou bid vir die ander gawes? Ek sal baie graag van die ander wil hê, of kry ek hulle outomaties? Of bid ek vir die Here, ek wil graag die gawe van wysheid hê, of ek wil graag
die ander almal? Of Goed. moet ek nog steeds bid, as ek een graag wil hê? Ek sou bid vir die gawes, maar ek sou ook na die woord van die Here toe gaan. Jakobus 1 sê, agter louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge en beproewinge verval. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof die lydsaamheid bewerk, en die lydsaamheid met tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak kan wees en aan niks kort kom, lees dit hier agter my om, en aan niks kort kom. En maar as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwy. Maar hy wat bid, moet in die geloof bid sonder om te twyfel. En hy wat twyfel is soos 'n ou van die is dat nog reg? Halleluja, hallo. Jy's alright. Ja, en soos 'n golf van die see. Dit is wat die woord vir ons sê. Wysheid. Ek het nou die aand het ek het dit ook vir Sydney gesê. Wysheid. Gee die Here aan jou sonder om enige ander dinge wat jy gedoen het in jou lewe voor en teen jou te hou. Glad, wat aan almal eenvoudig gee, sê dit saam met my, sonder om te verwyder. Pastoor, ek wil hoor. Daai wat 'n mens, hulle sê soms toe katvie. Ja. Wat is dit? Hy het nou net die teen net skielik my of ja, ek is geneig om soms ek kan vinnig iets ewen as ons iewers kom net, kan vinnig opdink hier is iets, hierdie waar, hier is ietsie lekker hier. Ons is onjaagom of ek kan net vinnig soms iets maar baie is nie miskien hoe 7de September of wat. Ja. Ok, ek gaan dit nou vir jou verklaar. Roxie, jy het 'n dubbele salwing van agterdog gekry. Wat ek ook het. Ek trust nie sommer enige ou wat na my toe kom met 'n pot strooi nie. Nee, ek sê altyd vir haar nou, bless her Lord. Sê ek altyd, kom my nie 'n storie vertel nie. Pastor Dennis, ek het 'n dubbele salwing van 'n agterdog gekry. Sê Heilige Gees wat met jou werk. Die oomblik as jy instap, dan praat die Heilige Gees met jou. Onthou, hy's permanent in jou. Die woord van die Here sê, hy sal kom, hy sê julle leer en lei aangaande ander dinge wat hy julle geleer het. Nee? En hy sê julle lei in alle geregtigheid en hy sal ons oortuig van sonde en geregtigheid. So die Heilige Gees is voortdurend besig met jou. Al is jy besig om te kook by die huis en aardappels te sny, dan is die Heilige Gees besig met jou. Hy's nooit nie aktief in 'n mens nie. Juis vir sulke dinge. Moenie dit probeer wegkom nie. Hou dit, dis 'n beskermingsmeganisme wat die Gees van die Here gee. Nou het ek hierdie gedeelte nog vra. Ok, Pastor Dennis. Vir ons duidelikheid oor dooping met die Heilige Gees, die aanvanklike spreekentale. Paulus sê, jy praat meer as jy almal in tale, en dan die gawe van tale. Goed. Hoe bring jy dit in mekaar? Goed, baie dankie, want dit is wat Magdalena ook net nou na verwys het. Wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees krag, dan ontvang jy as individu die spreek in tale. Wanneer jy die spreek in tale ontvang, is dit die aanvanklike bewys dat jy gedoop is met die Heilige Gees krag. Soos Handelinge 2, waar hulle gesit het en hulle die dooping met die Heilige Gees krag ontvang. Maar wanneer Paulus hier praat, en onthou hierdie woorde wat ek net nou gesê het, wanneer jy die skrif lees dit altyd binne konteks, en ek weet Pastor Dennis en Pastor Roan sal dit oor en oor vir julle al geleer het in die verlede. Lees die Bybel, die deel wat jy lees, binne die konteks wat dit geskryf is. En ons lees 1 Korintiërs 12, lees ons, en ons lees 1 Korintiërs 14. Hou dit binne konteks en verband. 1 Korintiërs 14 handel oor die werking van die gawes
in die kerk. Nou wat Paulus sê, wanneer julle saam word. So daar's twee dinge wat gebeur. Die persoon wat in die kerk opstaan en tale praat, is dieselfde persoon wat by sy aanvanklike dooping met die Heilige Gees krag, het hy die spreek in tale ontvang. Maar hy het die spreek in die gemeente, die opstaan en praat in die gemeente, het hy as 'n gawe ontvang. Almal kan dit nie doen nie. Dis wat Paulus net nou verwys en hy sê, praat ons almal in tale. Maar bedoel hy nie, dis nie vir hulle bedoel nie. Maar praat ons almal in tale in die kerk? Staan ons almal op en praat in die taal? Nee, Reinout, dis miskien nie eers jou kompetee nie, dis miskien nie eers jou gawe nie. Jou gawe is dalk 'n woord van wysheid, gawe van onderskeiding van geeste of iets anders. En jy moet op 2 nagte nie daaroor slaap nie. Maar waaroor jy nie moet slaap nie, is as jy nie die gawe, as jy nie die spreek in tale ontvang het, of dis belangrik dat jy as individu die spreek in tale moet ontvang, waar jy op 'n bonatuurlike manier kan kommunikeer met God, wat niemand verstaan nie. Dis hoekom Paulus sê, as daar iemand opstaan in die gemeente, dan moet hy bid dat hy dit uitlei, of dat daar iemand anders is wat dit uitlei. Anders moet hy stil bly. Hy moet sit en hy moet met homself praat. Hoekom? Vir een enkele rede. Wat sê die konteks? Die konteks sê wanneer julle saamkom, dit beteken wanneer julle in die kerk is. Dis die konteks waarin ons praat. Hoekom sê hy dit? Sodat die gemeente stigting kan ontvang. Die gemeente moet in alle tye gestig word. Nog 'n vraag. Ja, dit het al gebeur dat iemand in die kerk dan lê iemand dit uit. Ek kan dit nie uitlei, maar ek weet dit is nie uitlei. Ja. Dit het al gebeur. Ek sal bijvoorbeeld weet dit is nie uitlei. Ja. En ek het dit een keer, het al gebeur in die kerk, en ek het dit vir Dennis sê, so Dennis op my daad geweet, dis nie uitlei. Mense, daar is nog meer wat dieselfde voel. Wat ek doen in daardie geval, en ek het dit al gedoen in my gemeente, en ek doen dit nog steeds. As iemand opstaan en 'n profesie bring, profetiese woord, en dan sal ek saamstem, of ek sal vir die gemeente sê, beoordeel u daardie woord. Ek kan net Bybels en in konteks bly. Maar onthou wanneer daar 'n taal is en 'n uitleg, sê ek, is dit gelyk aan 'n profesie. Dieselfde waarde as 'n profesie, want 'n profesie moet die gemeente stig. As daar net 'n taal is, en nie 'n uitleg, dan stig dit niemand. Wanneer daar 'n uitleg kom, stig hy die gemeente, net soos 'n profesie. Net soos 'n profesie. En ek doen dieselfde met 'n taal en 'n uitleg. Sê ek vir die gemeente, en as in die geval soos hierdie wat jy weet, hierdie is no-go. Dan sê ek vir die gemeente, beoordeel hierdie saak en aan die hand van die skrif. Sonder dat ek die persoon wat gepraat het, persoonlik aanval of iets. Dis die hoekom nie. Nou, wat nou belangrik is, en ek is baie bly dat die vraag vra. Hier is nou iets sê vir my nou, maar hoekom tale en uitleg van tale? Kom ons kyk gou. Die gawes. Goed, daar is wel 'n verskeidenheid van werkinge, vers 6, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk, vers 7. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee. Het die gawe van 'n woord van wysheid in die Ou Testament gewerk? Dink 'n bietjie. Wat van oorlede Salomo? Kom ons kyk watter van die gawes het nie in die Ou Testament gewerk nie. Woord van wysheid,
wysheid was daar? Van die profete, hoeveel wysheid was daar? Kom al van die Ou Testament in dese tyd. Goed, 'n woord van wysheid. 'n woord van kennis. Deur dieselfde Gees, wat sê die profeet vir? Moenie met die boonste pad langs gaan nie, gaan met die onderste en langs wie jy boonlangs gaan na jou dood gaan onderlands. 'n Woord van kennis. Hoeveel plekke, hoeveel geleenthede in die Ou Testament. Kom ons kyk weer. 'n Woord van kennis, né? Kom ons kyk na aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. Het geloof in die Ou Testament gewerk? Ja, hy het groot gewerk in die Ou Testament. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking. Het julle al gelees in die Ou Testament van mense wat gesond geword het? Profete het vir hulle aanbid en het gesond geword. So, aan 'n ander werkinge van kragte. Jy sal bid en dan sal dit vir soveel jaar nie reën in hierdie land nie. Werkinge van kragte. Gewerk in die Ou Testament. Aan 'n ander profesie. Goed is. Hoeveel profete was daar in die Ou Testament? Profesie het gewerk in die Ou Testament. Aan 'n ander onderskeiding van die geeste het dit gewerk in die Ou Testament. Ja. Aan 'n ander allerhande tale. Nergens. Behalwe by Baal. Maar dit het die stigting veroorsaak. Dit het verwarring veroorsaak. 'n Ander uitleg van tale. Het dit gewerk in die Ou Testament. Die spreek in taal, my liewe vriend, en die uitleg van tale is eksklusief gereserveer deur God vir die kerk van Jesus Christus. Dit is die enigste twee gawes wat net in die Nuwe Testament begin funksioneer. Hierdie anders het almal in die Ou Testament gewerk. Maar net die tale en die uitleg van tale, net daai twee. En God het dit gereserveer, sodat hy wil hê sy kinders moet op 'n bonatuurlike manier met hom kan kommunikeer. Die vervulling met die Heilige Gees alles te doen met my geestelike karaktervorm. Meer en meer soos Jesus te word. My sprekentale het alles te doen met 'n bonatuurlike kommunikasie. Wanneer die Gees deur my intree by die Here en praat met die Here, wanneer ons reg nie meer weet wat om te bid nie, het pastoor Dennis nou die aand gehad, dan tree die Gees vir ons in met onuitspreeklike versigtings en hy bid binne die wil van die Heilige, van die Vader. Hy bid binne die wil van die Vader en jy kan nie verkeerd bid nie. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy as kind van God kan staan en ons in ons badkamer kan staan, ons 'n motor kan ry, dat ons vliegtuig opstart om iewers heen te gaan vlieg, lande te spuit, of wat ook al, en jy kan hom opstaan en jy sê, Rolanda, kita shete te India, dan staat nou nie, hier buitekant, hoe jy ken, die petrolpompie vol is, Rolanda, en as die pompie leeg is, dat slaan jy maar Afrikaans. Maar dis wat die Here vir jou gee. Hy sê, dit kom julle toe. Hy sê, vat dit kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is. Net hierdie twee gawes, gereserveer
vir die kerk van Jesus Christus. Dis nie. Pastoor, my suster, wat naam bestaan en nee van my, dink hulle is ook 2 of 3 in die lewe. Of my maal het al gesê, my suster is met 'n jalm geboor. Nou sy kan soms ook aanvoel, né? Maar kan ook nie eintlik vir jou. Sy miskien sê nee, moenie gaan nie of moenie, maar sy sal nie vir jou kan sê hoekom nie. Baie keer sal sy my ook nie bel en vir my vra, gaan ek is jou uit. Maar dan sit ook op 'n tyd vir dit nie lekker voel of iets ook nie, dan sal sy altyd dan is dit net so, ek wil graag weet wat sê, ja, ek sal graag wil weet wat is hoe, ja, van dis part van my dan met dit en ek kan daai aanvoeling of weet nie, maar ek kan nie vir jou sê nie. En dis wat jy miskien kan waarsku of wat ook al maar. Omdat dieselfde Heilige Gees wat in jou is ook in hulle. Dis een Gees. En dieselfde om hulle dode, nee. Maar ek is weg uit Potchefstroom uit en ek is in Pretoria. En eendag ry ek om die Hardy Miller Sirkel in Kinderpark, nie ver van die snelweg af. As jy so verby ry na die Witbank snelweg van die noordelike gedeelte af. Ek het lank met haar nie kontak gehad nie, want ek is nie meer in die gemeente nie. En in my hart ontstaan hierdie brand om vir Tannie Dorie van der Merwe nou te doen. Ek het nog haar nommer op my selfoon en ek skakel haar. En haar seun, ek het sy naam vergeet, maar hy was 'n onderwyser by Meerhof se skool vir serebraal verlamde kinders. En hy antwoord die telefoon en hy sê vir my, ek sê vir hom, hallo, sê maar Jan. Ek sê, hallo Jan, hoe gaan dit met jou? Ek sê, jong pastoor, hy antwoord my ma se foon, sy lê langs my op die bed. Sy voel nie te lekker nie en ek het nou hier so by haar kom sit, ek het net wat bietjie water gebring en so. Pastoor, ek bel jou nou terug. Maar nou gaan en doen wat ek moet doen. Ek dacht ook, ag, koek, hy stap nou nie lus om met my, want almal is nie altyd lus vir my. Hy is nie lus om met my te praat. En is nou nie goed wat my ontstel, nie. En seker omtrent halfuur later, die bel in my terug, ek wil nie ou se gewete om nou voldelik geplan. Thank you Lord. Ja, sê pastoor, terwyl jy met my gepraat het, sterf my na. Terwyl ek met hom. Die Here lê op my hart om haar te skakel op daai moment. Dat ek met haar praat, nie met haar praat nie, met haar siel, sterwe sy. Van een gees deur van my. Een gees deur van my. En baie maal sal dit gebeur. Sy wonder hoe met die ou my nou gebel. Sy wonder. 'n Man staan op in my gemeente in Potchefstroom en die gitaar en hy sê Psalm 23 op, hy sê ek wil vanaand wil ek so 'n halfuur aan die einde van die diens, ek wil vanaand wil ek vir die gemeente net sê, die Here is my herder en ek sal my ontbreek nie. En hy sê dit in die gemeente, sê, nou wonder Jane Oosthuizen en haar man Loukie en hulle seun en hulle kleinkind is in die motor en hulle sny hulle uit. En Jane sê, terwyl hulle besig is om uitgesny te word, God dank, hulle is almal gespaar gewees, is hy besig om Henny Gitaar se Psalm 23 op te sê. Die Here is my herder. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade. En hierdie dinge werk die Heilige Gees. En mense die gawes, nie net nou nie, ek is gisteraand het ek gesien dat geestelike vermoëns om dit te besit, is die wat geestelike vermoëns besit deur die gewoonte geoefen. Bid die Here vir 'n gawe, begin om dit te beoefen. Begin om dit te beoefen. As jy wegstap daar uit 'n plek uit, sê jy, okay, what just happened?
So die doop met die Heilige Gees krag vir die individu wat in 'n taal wil praat, maar die Here sê, dis ons moet kies. Wie promoveer? Wie is belangrik? Dan. Nee. As ek hierdie tyd hier was, om net 'n begeerte, ek sê altyd, al was net ek die enigste mens op aarde, dan ek Jesus sou nog steeds kom sterf het vir my. Nog steeds. En dit is die doelwit. So ek wil vir julle sê, môre aand, as die Here ons spaar, dan gaan ons goed tyd spandeer en ek wil graag saam met jou. Dis onbekende woord. Dis onbekende woord. Dit is vreemd vir jou. En ek het die grootste begrip daarvoor, maar dit was my gids, ek het 'n bietjie gesit. Want die aand toe ek daar so in die stoel, gedoop is met die Heilige Gees krag, die volgende dag by my werk, as die ouens so my die broodmes vra, dan antwoord ek hom in 'n taal. So hy in die trok, oom Loot, hy bestuur die trok. Dan sê hy, hoe gaan dit met jou? Draai die trok op, wil my aflaai by die werk, en sê die ouens het bolwerk. Nee, hy is nie. Here, my gedoop in die Heilige Gees krag. En vir jou ook, en dis die vreugdevolste, blydskapvolste moment van jou Christelike belewenis naas jou weergeboorte. Dit is absolute wonder, suster. Hulle het vir my gebid vir die doop in die Heilige Gees en nog in die ouer tyd, wat hulle met my lees en onthou, het my gestap, my rondom my gestaan het en my ook gelukkig geplat het en maar alles gesê het ek moet doen goed doen en dit het niks gebeur. En dan het ons 2 aande wat moet doen. Ek moet hier man, ek is die kant en daai kant en as my gesê en as my woorde voor sê amper soos persoon sê van banana. En niks het gebeur tot die volgende dag in die klas is ek maak my mond op om klas te praat in tale. Ja. 'n Dame in Stilfontein, ek was so Pinksterdienste by pastoor Allen Fielding in Stilfontein. En daar's 'n dame wat kom en maar die mense, hulle praat Engels, dis Engels, en hulle myne, dit klink klaar of hulle taal praat, maar nie sy staan daar, bid vir ander mense en die Here doop vir hulle met die Heilige Gees krag, en spreek in tale, maar hier sy staan net en ek het gebid, en dis asof die Gees van die Here van my sê, los aan, soos jy wat daar doop, nie ek doop al. Ek doop al met die Heilige Gees, maar omdat die Here teenwoordig is, en sy Heilige Gees werk, en die moment daar is, en op daardie oomblik uit my skuip deel met die mense, het ek nou vir jou dat bid, die Here, terwyl ek doop met die Heilige Gees krag, en ek sê vir haar, gaan huis toe, die Here sal jou doop met sy Heilige Gees krag, waar die begeerte net lewend bly. En seker so 3 dae later, die skakel pastoor Allen, hy sê nou, ek sê ja, want ek dacht hy wil weer gaan vis, want dit is my werk. Hy sê nou, weet jy wat? Ek sê nee. Hy sê nou, my sê dit gedoop met die Heilige Gees krag. Ek sê dis het, praat sy in tale. Ja, sy babbel, sy krijg op hom nie. Ek sê, hoe dit gebeur? Sy tap water in die bad. Sy lees so in die bad. Nou moet julle onthou, sy het nie kerkklere aan nie. Sy het nie 'n das aan nie. Haar is nie gepin nie. Nee. Sy is nie gemake-up nie. Pleister is afgekrap. Alles. Sy het nie 'n hoed op nie. Sy het nie 'n hoed op nie. Sy lê in die bad en die water drup so uit die kraan uit. En soos wat die hele dit op dag gedoen, ek weet, druk jy jou toon so in die kraan. Hoe vang ek hulle? Die Gees van die Here bring vrede. Sy druk jou toon so in die kraan en dan sit daar toon vas. En sy ruk, sy sê, Here, help! En dan begin sy in tale. Was dit nie koslik? En weet julle mense, dis die kosbaarste, wonderlikste gebeurtenis. Nou môre aand, maak jou reg, stel jou gees vry, stel jouself oop en kom en wees nie skugter nie. Wees nie bang nie. Die Here gaan jou aanraak, jy gaan gedoop word met die Heilige Gees krag. En as jy die begeerte in jou hart het, saam jy, want die Here sê hierdie is 'n belofte.
onderwys nie. Maar hoor jy, mag die Here vir u seën. En kom, ek gaan vir u bid. Kom, ek gaan vir u bid en dan vra ons die Here dat hy vir ons vrymoedigheid gee na môre aand toe. Vader, so kom ons om u te vereer en ons sê vir u baie, baie dankie dat ons so oor u kan gesels en die gawes wat u ons mee toebedeel. Ek wil bid en ek wil vra, Here, dat hierdie gemeente 'n gemeente sal word en